jy nou gesien het, was nie 'n uittreksel uit 'n fliek of uit 'n reklame vir 'n fliek gewees nie. Dit was die lewensverhaal van my eie lewe gewees. Ek is Jelani Creer en ek is hier om my storie te vertel. One can describe human trafficking as a situation where someone has been tricked and trapped into either sexual exploitation or labor exploitation, and there is no way of getting out. Die meeste van mensenhandelslagoffers is tussen die ouderdom van 18 en 24 jaar oud. 46% van mense wat gewerf word, is van iemand wat jy ken. Suid-Afrika rang die 5de in die wêreld in mensenhandel. It's a hidden crime. So only the cases that come to light do we know about. Dit is omtrent 20 jaar terug wat ek in mensenhandel betrokke was as 'n slagoffer. Ek was 16 jaar oud en ek het werk gesoek in Bloemfontein. 'n 16-jarige tiener het sy ouers nodig, het sy vriende nodig, beplan sy lewe en hier's ek op 16 jaar oud en ek soek 'n werk. Ek is 'n werk aangebied waarop ek deur my familielid uitverkoop is as 'n seksslaaf. Ek is die aand afgelaai by 'n agterdeur van 'n plek. Ek is half ingestoot, gevra om in te gaan en die deur is agter my toegemaak. Harde musiek het gespeel, rookwalms het gehang. Ek het nie geweet waar ek was nie. Ek het verder ingestap en ek is 'n glasie aangebied, alkohol. Net daarna het 'n wit pilletjie gevolg, dwelms. En net ek my eerste kliënt gehad, my eerste kliënt daardie aand. Ek was toegesluit in hierdie gebou. Daar was vensters met mure wat aan die agterkant gebou is, met die idee dat niemand wat probeer ontsnap, daar sal uitkom nie. Waar die geleentheid homself bied, waar 'n vraag na dienste geïdentifiseer word, daar maak die ouens of die handelaars seker dat hulle self vestig. Dwelms het my grootste maatjie geword, alkohol het my grootste maatjie geword. Dit is die enigste ding wat my staande gehou het om my kliënte aan te vat. 'n Fisiologiese behoefte word geskep aan dwelms, wat dan beteken dat 'n nuwe persoon wat in die besigheid inkom, word gewoonlik vir 'n paar dae eers blootgestel aan konstante dwelmgebruik. Sodra hierdie fisiologiese behoefte geskep is, word daai persoon dan maar betaal met die straatdwelm. Jy weet, so daai persoon hou aan om te funksioneer, sien baie kere tussen 8 en 20 kliënte 'n dag, en die dwelm hou die persoon basies gevangene, jy weet. Very often people are made dependent on drugs or alcohol in order to subdue them, to keep them compliant. Usually the same people who are into the drug smuggling are into the human trafficking as well. Dit het my rukkie gevat voordat ek regtig besef het waarin ek was. Is dit prostitusie of is dit mensenhandel? Dit is baie moeilik om die probleem te quantify, soos hulle in Engels sê. Jy weet, een van die redes daarvoor is omdat dit so 'n subverse en 'n bedrieglike 'n misdryf is. So baie van die slagoffers in Suid-Afrika is slagoffers. Hulle weet net nie self dat hulle regtig waar slagoffers is van mensenhandel nie. Ek is elke aand gemishandel deur mans wat dinge met my gedoen het, wat jy vir niemand kan vertel nie, wat jy saam met jou leef. It can range from well-organized international syndicates to very loose collections of taxi drivers, for example. We know a lot of them are involved in the bringing of women from Mozambique to sell them on the mines as sex slaves or wives, for example. We know that people are being brought across the border from Lesotho, Swaziland, for the illegal work in the mines. My lewe was 4 mure, drank en dwelms en mans. Wat my tot vandag nog pla is dat niemand my gesoek het nie. Wanneer jy verdwyn, verdwyn jy. Mense gaan soek na jou, maar waar gaan hulle soek na jou? Ek het ontsnap na 8 maande, nie baie ver van die plek af nie, wat ek, 'n bossie, in Bloemfontein se strate, my tuiste gemaak het. Ek het onttrekkingssimptome gekry van my dwelms. Ek het nou nog merke aan my arms as gevolg van die dwelms.
Dwelms gaan so hand in hand saam met mensenhandel. Ons besef dit nie en dit is tyd dat ons dit moet besef. Van die ander sake wat ons ingekry het, was van 'n jong meisie wat weggeraak het in die Wes-Kaap en ons het haar toe in Rosettenville teruggekry. In die proses was daar dwelms gebruik, in die proses was haar hare gekleur. So alles gebeur so vinnig. Jy weet, dit is letterlik binne ure wat jy nie eers meer die persoon kan herken nie. Mense wonder altyd wat gebeur met slagoffers van mensenhandel. Daar's verskillende forme en verskillende doele. Hoofsaaklik die primêre doel gaan oor geld en oor profijt. People are also trafficked for body parts. Very often for the removal of kidneys, etc., for transplant, but also for multi-murders. Want ons het safe houses reg oor Suid-Afrika, maar is dit altyd genoeg? Wat gebeur wanneer die kinders en die jong vrouens uit 'n bordeel ontsnap, het hulle geen heenkome nie, beland hulle op die straat, gaan dood as gevolg van mishandeling, dwelms en niemand wat omgee nie. Baie van die meisies en van die kinders het as gevolg van geen heenkome gaan terug na die bordeel waar hulle was, want dis al huis wat hulle ken. Ek dink mensenhandel bestaan juis omdat daar 'n aanvraag is. As far as I'm concerned, human trafficking is the worst human rights violation that exists. I cannot think of anything worse. And I think that traffickers have to be brought to book. Ek vra vandag en ek pleit asseblief vir ouers vandag en ek vra julle baie mooi. Moet asseblief nie jou kind op 'n Saterdag of op 'n Sondag by 'n mall gaan aflaai en dink jy bied jou kind nou 'n plesier aan nie. Parents simply have to be aware, and you know, it's not to say that you have to be paranoid that everyone is a potential trafficker. It can happen anywhere. For example, if your daughter or your son is going for a job overseas or even in South Africa, check it out well, even if it is through a seemingly reputable agency. Mensenhandel is die een misdryf waar die publiek 'n ongelooflike groot rol kan speel. Jy weet, omdat mensenhandel bekend is as 'n misdaad teen mensdom, is dit juis ons 'n verantwoordelikheid om te verstaan waaroor dit gaan en om ons te kan identifiseer. Dikwels sien 'n mens al hierdie e-posse wat gesirkuleer word oor 'n verdagte voertuig of oor ouens wat foto's vat van kinders by 'n winkelsentrum. Baie van daai goedjies word nooit rapporteer nie. Hier is ek vandag na amper 20 jaar en ek is 'n survivor. Het is nie elke dag maklik nie, dit is baie moeilik. Mens loop altyd met die label van jy was 'n prostituut op jou voorkop en dit is nie so nie. Daar's baie mense vandag met wie ek wil praat en sê asseblief, as jy deur so iets is, daar is hoop, daar's altyd hoop. Moenie dat jou gesin of jou familielid 'n victim word nie.